In 1939, terwyl die wêreld op die rand van oorlog gestaan het hier aan die suidpunt van Afrika 'n nuwe vuur van Afrikaner nasionalisme begin brand. Vanuit hierdie herlewing van Afrikaner nasionalisme het 'n beweging wat die Afrikaner wou losmaak van die Britse imperialisme onder die Jan Smuts regime en liberale demokrasie, 'n organisasie wat nie mag probeer bekom het by wyse van demokratiese verkiesings nie, maar deur hervorming van die volk se gees, die volk se hart en siel. Terwyl die Nasionale Party onder leiding van D.F. Malan die partypolitiek beliggaaming van die herleefde Afrikaner nasionalisme was en die Reddingsdaadbond die volkswelsyn en ekonomiese selfstandigheid van die Afrikaner behartig het die Osserwaal brandwag ontstaan as 'n buiteparlementêre Christelik-nasionale vryheidsbeweging wat hom beywer het vir die herstel van Afrikaner selfrespek, volksbewustheid en uiteindelik die oprigting van 'n Boere-Afrikaner Republiek. Die OB was nie 'n politieke party nie, maar 'n volksbeweging met 'n duidelike geestelike en kulturele roeping. Hulle wou die Afrikaner nie deur parlementêre deelname bevry nie, maar deur geestelike hervorming, dissipline en volksopvoeding. Dit was in wese 'n republikeins-nasionalistiese versetorganisasie wat in die krisisjare van die Tweede Wêreldoorlog die Afrikaner wou begelei en weglei van Britse imperialisme en liberale individualisme na 'n samelewing gebou op Bybelse en Calvinistiese en volksnasionalistiese volksorganiese beginsels. Onder leiding van figure soos Hans van Rensburg, professor H.G. Stoker wat ons 'n hele reeks oor gemaak het, en die regsgeleerde Nicolaas van der Walt, het die OB homself beskou as die geestelike en morele draer van die volk. 'n Organisasie wat die Afrikaner wou vorm tot 'n eensgesinde, selfstandige volk met eie roeping voor God. Die Osserwaal brandwag het dus in 1939 ontstaan as 'n buiteparlementêre organisasie wat hoofsaaklik op sosio-kulturele terrein besig was. Alhoewel dit ook 'n baie spesifieke politieke koers vir die volk bepleit het. In teenstelling met die Nasionale Party wat aan die partypolitieke sisteem van die Unie en die Statebond deelgeneem het, het die Osserwaal brandwag hom tot buiteparlementêre aktivisme gewend. Hulle het nie geglo in die een Suid-Afrika gedagte wat deur die MP-leiers soos generaal J.B.M. Hertzog gepropageer is nie. Alhoewel die meerderheid OB-lede wel vir die Nasionale Party gestem het, was hulle politieke gedagtelyn heeltemal anders as die NP se en het hulle baie druk deur middel van aanvalle op die NP uitgeoefen om die NP se rigting, kom ons noem dit maar verder na regs te skuif. Een van die belangrikste ideologiese denkers in die Osserwaal brandwag was die gereformeerde joernalis en regsgeleerde Nicolaas van der Walt. Hy was die redakteur van die amptelike blad van die Osserwaal brandwag en hy het in die 1930s in Potchefstroom onder die Calvinistiese regsfilosoof, die medewerker van professor H.G. Stoker, die groot gees en leier in die Osserwaal brandwag, professor L.J. Du Plessis gestudeer. Van der Walt het 'n Calvinistiese volksnasionalisme gepropageer, waarvoor selfs die Nasionale Party onder D.F. Malan in daardie tyd nie te vinde was nie. Hy het die Britse gemeenebes waarvan die regering van daardie dag deel uitgemaak het, afgeskiet as 'n imperialistiese beliggaaming van die anti-kris. Hy het Dr. Malan aangeval vir sy idee dat die Anglo-Suid-Afrikaanse Engelse met die Boere-Afrikaner volk moes integreer om eens blanke Suid-Afrikaanse volk te vorm. Van der Walt het verder ook die demokrasie as regeringsvorm bevraagteken en daarop gewys dat die idee dat elke individu op sy eie stem die organiese samelewingsverbande soos die gesin, familie en uiteindelik die volk op die altaar van individualistiese soewereiniteit opoffer. Hy het beklemtoon dat die Unie se gesentraliseerde en liberale grondwetlike struktuur nie reg laat geskied aan organiese verbande soos die familie, die gesin, die gemeente en die dorp nie, en bepleit daarom vir die oprigting van 'n Afrikaner staat waar Afrikaners die demografiese meerderheid sou vorm. Van der Walt pleit dan ook uitdruklik via die Osserwaal brandwag se mondstuk vir die oprigting van 'n Boere-Afrikaner Republiek met 'n teokratiese grondwet gebaseer op die Bybel alleen. Wat besonder interessant was,
is dat Van der Walt juis ook goeie verhoudinge met die swart volke in Suidelike Afrika nagestreef het en die Ossewaal brandwaglede gewaarsku het om swart mense met respek en deernis te behandel, omdat dieselfde regte wat blankes toekom, ook aan elke swart volk gegeen behoort te word. In hierdie verband is dit ook belangrik om te noem dat die idee dat die Ossewaal brandwag nasionaal-sosialistiese aanhangers van Hitler se ideologie was, totaal absurd is. Hulle was volksnasionaliste en Christen-nasionaliste, maar nasionaal-sosialiste was die leierskap van die Ossewaal brandwag verseker nie. Volksnasionalisme volgens Stoker se filosofie waarop die Ossewaal brandwag se hele ideologie gebaseer was, kan nie vereenselwig geword het met nasionaal-sosialisme nie. In 'n volgende video gaan ons praat oor Rouby Leibrand en die manier hoe hy as 'n nasionaal-sosialist die Ossewaal brandwag probeer infiltreer het, maar die rede hoekom Rouby Leibrand nooit toegelaat is om 'n lid te word van die Ossewaal brandwag of die Stormjaars nie, is juis as gevolg van hierdie skeiding wat binne die Ossewaal brandwag plaasgevind het. Professor H.G. Stoker self, die groot kalvinistiese filosoof wat die nasionaal-sosialisme uitdruklik verwerp het in sy boek Die Stryd om die Ordes, het ook vir die Ossewaal brandwag gekies teenoor die Verenigde Party van Smuts sowel as die Nasionale Party van Dani Malan. Hy skryf dan ook in 'n 1942 artikel in die akademiese vaktydskrif Koers, getiteld Kalvinistiese Dinamiek, dat die Nasionale Party onder Dr. Malan hom ongelukkig deur sy liberalistiese, dit is deur ons parlementswese bepaalde struktuur, laat oorheers en nie wil erken dat 'n toekomstige staat van alle liberalisme gesuiwer behoort te wees nie. Stoker was seker maar geweldig ver regs gewees. Stoker sou verkies dat daar 'n politieke party is vir hom om suiwer Christelik nasionale beginsels te beywer, maar pleit dan ook daarvoor dat die NP Afrikaners en die OB Afrikaners moet saamwerk, eerder as om mekaar te probeer vervreem. Hierin kan ons vandag ook 'n les leer. Ten spyte van hul ideologiese verskille was die Afrikaner nasionalisme in die laat 30s en vroeë 40s meer as bereid om saam te staan teen 'n gemeenskaplike vyande, in hierdie geval die Brits oorheerste Verenigde Party van Jan Smuts. Tog was terselfdertyd duidelike skeidslyne tussen die ideologie van die Ossewaal brandwag, wat vir 'n meer beduidende konservatiewe en gereformeerd nasionalistiese bedeling gekies het, en die ideologie van die Nasionale Party wat alhoewel hulle ook nasionalisties was, tog 'n mate van liberalisme en imperialisme gekoester het in hulle party, veral vanuit die Kaap, waarvandaan Dani Malan gekom het. As ons dit egter sê, is dit weer eens belangrik om daarop te let dat meeste Ossewaal brandwaglede en in elk geval die hele leierskap hulself nie noodwendig van die Nasionale Party wou vervreem nie. En om hierdie rede het die oorgrote meerderheid van ongeveer 300.000 Ossewaal brandwaglede dan ook in die 1943 verkiesing vir die Nasionale Party gestem. Die ondersteuning van die OB-lede was dus een van die redes waarom die Nasionale Party se steun vanaf 31% van die nasionale stem in 1938 tot byna 37% in 1943 gegroei het. Die Ossewaal brandwag het dan ook op 'n heeltemal ander terrein as die MP geopereer. Die OB het alself gewy aan kulturele en opvoedkundige ondernemings met die doel om Afrikaners se volkstrots, taal en kultuur uit te bou. Hulle het volksspele en volkssanggeleenthede georganiseer en ook 'n baie belangrike veldtog geloods om Afrikaners aan te moedig om hul eie mense se besighede en werk te ondersteun, eerder besigheid te doen met groter maatskappye wat op daardie stadium byna uitsluitlik deur Engelse en Jode beheer is. Die Ossewaal brandwag het dan ook vanuit die kalvinistiese verbondsbeskouing vir al die gesin as die basiese boublok van die samelewing beskou. Die volkvloei word nie sentralisties vanuit die staat af opgebou nie, maar van onder af volgens die subsidiariteitsbeginsel, waar groter verbande soos die volk vanuit kleiner verbande soos die gesin en familie opgebou word. Dit was veral die verstedeliking van die 1930s wat besig was om die gesinspatrone in die Afrikaanse samelewing dramaties te verander, waarteen die Ossewaal brandwag geveg het.
Hulle het openlik 'n terugkeer na die groot patriargale boeregesin met baie kinders bepleit teenoor die groeiende individualisme en losbandigheid wat in die stede gekweek is. Die Osewal brandwag het nie aan verkiesings deelgeneem nie, want hulle doel was om eers die gedagtes en die hart en die siel en die wêreldbeskouing van die volk te verander. En hierin het die publikasies van manne soos Prof Stoker en Nicolas van der Walt 'n belangrike rol gespeel om die volk se hart te verander. Die aktiwiteite van die Osewal brandwag gedurende die 40 sou egter tot toenemende spanning tussen hierdie Christelik Nasionale Organisasie en die Smuts regering lei. Veral omdat Suid-Afrika onder leiding van Smuts as eerste minister aan die kant van Brittanje geveg het teen die Duitsers. Hierdie konflik, soos ons in die res van die reeks ook sal uitwys, het juis daaroor gegaan dat die manne van die Osewal brandwag nie bereid was om deel te neem aan 'n goddelose oorlog aan die kant van 'n goddelose en vyhandige en liberale mag soos die Britse Ryk nie. Maak seker dat jy die eerste video in ons reeks kyk deur te klik op hierdie skakel wat tans op jou skerm verskyn en maak ook ons hande sterk deur 'n betalende lid van die Willem Petzer groep te word. Volg net die eenvoudige stappe op die banner onder aan die skerm, sodat jy ons kan help om hierdie video's te vervaardig en mense se harte ook te verander. Totsiens en God seën elkeen van u.